Daar's welkom by nog 'n episode van Uit die Koekpluk. Nou ons sit hierso vanaand hierso in Sandton, 'n vreeslike lekker storm hier om ons gewees. Maar ek sit met ek dink julle gaan hom almal meer op die stem ken, dalk is die gesig, maar die gesig is ook besig om baie vinnig voor te gaan. Ons sit met Johan Smith. Welkom by Uit die Koekpluk, of soos almal julle gaan ken, Spoed. Welkom by Uit die Koekpluk. Dankie Werner, ek waardeer en is lekker dat julle vir my kom kuier. Dit ou is maar alleen hier by die hotel as jy weg is van die huis af, en ja, ek is dankbaar ook vir City Lodge wat vir ons hulle boardroom gegee het. Ek is nou al 'n permanente inwoner amper. Ek dink die een kamer is al na my vernoem. So. Hulle ken jou nou al op die naam as jy hier so instap. Kom ons begin en ons stel mense voor aan Johan, gebore in die bloemwêreld. Ek's 'n Vrystater, ja, in Bloem, 1985. So hierdie jaar was 'n mylpaal of 'n terugslag om 40 te word. Ek weet nie hoe kyk hy eintlik daarna nie. My pa is oorspronklik, jy weet, ek dink hy's gebore in Stadterheim, maar hy het groot geword in Suidwes destyds, Namibië. My ma se pa, so my ander oupa was ook in Namibië. Hy was op 'n stadium hoof van die SWA gebiedsmag. So hy was generaal in die weermag gewees. Hy is ongelukkig verlede jaar oorlede. My pa se pa is so 2-3 jaar terug oorlede. Maar hy het vir Suidwes rugby gespeel. As linkervleuel. Ek begin sommer. Nee, asseblief, laat waai, dis hoekom ons hier is. Hy het vir Suidwes rugby gespeel. My oom was Suidwes se kaptein. Name van Willem Prinsloo, my oupa. Hy het teen daai 74 Leeu-span gespeel. En Suidwes het nie ver verloor in die Suidwes stadion teen daai Leeu-span nie. Ek dink 23-17. En hy het een van die 3 gedruk wat die Britse Leeu's tot vandag beweer was die beste 3 wat teen hulle gedruk was op daai toer. Hy het vleuel gespeel teen JPR Williams in daai wedstryd en in die linkerkantste hoek 'n 3 gedruk. Wat soos ek sê, beskou word as een van die 3 van die toer teen die Leeu's. Stefan Smit, my oom, Suidwes kaptein gewees, baie wedstryde. Ook in die Currie-beker gespeel vir Suidwes toe hulle in die laat 80s nog hier gespeel het. So baie van ons wortels lê daai kant. My pa, ek weet nie of ek dit mag sê nie. Ja, natuurlik. Het nou so 3 maande terug vir hom sy lewensdroom verwesenlik en 'n huis in Henties Baai gekoop. So hy behoort seker binne die volgende, hy sê elke dag hy gaan aftree, maar kom ons sê binne die volgende 4-5 jaar permanent terug te skuif Suidwes toe en my ma Namibië. Ja, ons wees net polities korrek. Ja. Hulle is nou nog in Bloem, maar ek dink hulle sal so 'n bietjie pendel, so 3 maande werk. Ek dink as jy Suidwes in bloed is, gaan jy hom nie uitkry nie. Hy gaan jou terugsleep. En is interessant, ek deel ook daai liefde. Dit is vir my onomwonde my gunsteling plek om tyd te gaan spandeer. Ek sê altyd my siel al asem daar. Daar's minder mense, daar's meer spasie. So as 'n ou, ons werk hard, ons werk lang ure en ons vat nie af nie. Jy weet, so as jy uiteindelik Desember 'n bietjie dalk kan afvat en so 2 weke daar staan, ek dink nou so, ek het so een mooi foto in my kroeg waar my vrou een aand van agteraf, terwyl die son, jy weet, amper begin sak, staan ek en visvang. En nie geweet sy neem my af nie. En sy het hom gaan blok en daar gehang. En ek dink almal praat, die Engelsman praat van sy happy place. Daai is 'n happy place. Ek dink daai foto vang my op, want 'n ou maak 'n lewe van praat. Maar en mense sien jou as hierdie ekstrovert, want jy moet wees. En jy's gereeld tussen mense en goed, maar ek dink in my wese is ek baie gelukkig met my eie geselskap. En daar in Henties Baai of noord van Henties Baai, op daai strook kuslyn waar jy staan en visvang en in die jakkals hardloop jy op die strand rond. Dis nog ongerep. Jy word so 'n bietjie een en jy gesels so 'n bietjie. Dis die mooiste plek om te sien as jy so daar afgaan en jy sien aan die een kant sien jy die dorre droë woestyn en aan die ander kant sien jy die see. Hoe die twee kontraste is ongelooflik. Dis een van net 2 of 3 plekke op die aarde, né, waar jy dit het. En jy ry in Namibië, oorspronklik was dit 'n soutpad, nee. Ek weet nie, want hulle het 'n groot gedeelte van daai pad nou geteer. Dit was 'n baie gevaarlike pad. Daar tussen Swakopmund en Henties Baai, jy weet die soutpad, en hulle het 'n groot gedeelte van hom geteer.
maar ja, jy word klein daar. En ek dink in 'n mate besef jy wat maak dit saak? Jy weet, jy jaag. Ek persoonlik dink nie ek doen wat ek doen enigsins om gewildheid na te jaag of om erken te word of iemand wat verby jou loop en signature hunter. Nee, ek gee glad nie om te gesels met iemand. Jy weet, ek wil ook nie laat dit klink, ek is ook nie so bekend dat mense agter my aanloop om liggawens of ietsie, maar daar besef ou, jy weet, daai is 'n werk en ons werk om te lewe. Ons lewe nie om te werk nie. Dis 'n balans wat ek baie keer mee sukkel, maar ek dink daar kry ek dit reg. As jy daai kant toe gaan, dan kan jy natuurlik nou die hoofkommentator word van Namibia rugby nou daai kant. Jy gaan nou vir my lag. Een van my drome is en 'n ou was of ek is verskriklik bevoorreg in die laaste 3 of 4 jaar om op lekker plekke uit te saai en al in mooi stadions uit te gesaai het. Het was altyd 'n droom om op Ellis Park 'n wedstryd uit te saai. Ek dink dit het in 2023 vir my die eerste keer gebeur in 'n wedstryd tussen die Lions en Ulster in die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Alle Currie-beker wedstryd of 3 ook, jy weet daar. Loftus was altyd 'n droom. Ek kan hom al, ek sê ek het. Groentik, ja. Vrystaat Stadion, daar waar ek groot geword het, was ook die eerste groter stadion, professionele stadion waarop ek uitgesaai het. Maar een van die pipe dreams, soos wat die Engelsman weer eens sê, wat oorbly is die destydse Suidwest Stadion, vandag bekend as die Hagi Geinkop Stadion. Dis reg. Nog nooit nie, sal baie graag. So as iemand in Namibia kyk, ek het 'n paspoort. Ek sal afvra by die werk. Ek dink ons gaan daai ding vir jou reël. So dit is definitief 'n droom wat oor my. Ek wil met jou sommer daarso, ons sal nou terugkom na daai toe, maar terwyl ons daar is, Namibia rugby is eintlik ongelooflike talent as jy luister gemaak van die name wat uit daai jare. Ek onthou in die vroeë jare toe jy praat van die Currie-beker toe Andrei Stroop en Gerard Mans en daai manne was topstar geweest. En hulle nog steeds daar's soveel manne wat tot vandag toe topouens is en is net asof ons hulle net nie daai laaste episode kan gee nie. Ek dink professionaliteit speel 'n groot rol daar. Onthou, vir jou om suksesvol te wees aan rugby, het jy die rugsteuning van jou nasionale liggaam nodig, maar jy het ook die rugsteuning van jou regering nodig, en jy het top administrateurs nodig, en jy het die finansies nodig. So daar's 'n paar bestanddele wat bymekaar moet kom. Met Namibia se talent skort niks nie. Onthou, wat mense ook vergeet is, dit is 'n groot land, maar hy's eilbevolk. So daar's so 3 miljoen mense in die land. As jy gaan kyk, skole soos Windhoek Gimnasium, Windhoek Hoërskool, El Nathan in die suide, dis skolespanne wat gereeld 'n goeie span oplewer, maar ek dink baie van die hoërskoolkinders in Namibia kom steeds Suid-Afrika toe. Baie beslis. Parel Gimnasium, Parel Boys High, Paul Roos Gimnasium, die skole in die Kaap, jy weet die landbouskole trek 'n paar ouens. Ek wil myself verstout om te sê JJ Fourie wat vir Garsfontein Slot speel, is self 'n man wat uit Namibia uitkom. Ek dink hulle het heel moontlik verhuis Suid-Afrika toe, is nie seker van die feite nie, maar hy weet ek kom van Namibia. So ek dink daar's baie talent. Ek dink nie hulle stelsel is so professioneel. Ek weet hulle stelsel is nie so professioneel soos Suid-Afrika nie. Hulle speel klub rugby en dan miskien 'n bietjie streeks rugby. Hulle ander groot uitdaging is die afstand. Absoluut. Jy weet, as jy nie ten volle professioneel is nie en jy wil 'n oefenkamp hou in Windhoek, is daar ouens wat 1200, 1300 km moet reis. Jy weet, net om die oefenkamp. En outomaties is dit kostes. Outomaties kom. So ek dink, ek wonder of doen Suid-Afrika genoeg om te help. Jy weet, daar's baie van ons afrigters wat daar gaan werk, maar ek weet nie noodwendig tot in watter mate is daar direkte hulp nie. Maar laat dit 'n onontginde rugby, jy weet, area is. Jy noem Gerard Mans, Andrei Stoop, dis daai era wat my oom ook gespeel het. Chris Barnard.
Hy is 'n Suidwester, jy weet, Gerard Mans en Chris Barnard was twee van Suid-Afrika se beter vleuels en albei was Suidwesters. Jock Burger. Jock Burger, ekskuus, Burger. Hy is op die stadium Namibië se afrigter. En ek meen hoeveel wedstryde hy nie vir Saracens gespeel nie en in Suid-Afrika op Super Rugby vlak. Ek meen sy neus wys uit 'n paar wedstryde gespeel. Maar hy versin 'n beeld vir my Namibië se rugby. Dis taai mense, dis harde ouens. Jy weet dis boerseuns en hulle het ook so Suid-Afrika genoeg kulturele diversiteit dat hulle ook daai vlugvoetige agterspelers het en hulle het ook so ek sal bitter graag wil sien dat hulle kwalifiseer vir die volgende wêreldbeker. Hulle het hulle self in die steek gelaat. Hulle het 'n moeilike pad teen Zimbabwe. Hulle moet nou in die repechage toernooi gaan speel. Parel Gimnasium se afrigter Pieter Rousseau is nader getrek as die agterlyn afrigter vir daardie toernooi. Man wat 21-3 vir die bokke gedruk het. En hy gaan definitief 'n verskil maak saam met Jock Burger. Het hulle genoeg tyd? Dis die groot, jy weet, die groot vraag. En nou sit hulle met die situasie en dis ook waar hulle baie keer sukkel. Baie van die spelers speel dalk in Engeland in die tweede liga of in Skotland en nou wil die clubs hulle nie vrystel nie. So daar's dalk 'n opdraande pad, maar ek meen hulle was al by 4 wêreldbekers, jy weet. Ja, en dis kwaliteit. Ek kan onthou daai in die 80s van daai Currie-beker wat hulle hier was. Dit is nie sommer net gewees nie. Nee, ek het daar's eintlik ek weet jy wil terugkom by my begin, vertel vir ons. Eintlik 'n mooi storie. Ek hoop my oom sal my vergewe. In die laat 80s toe het Transvaal, die destydse Transvaal op Ellis Park in Suidwes gespeel en Naalskraaps gewen en daai dit was dan nog die rugby onthale, jy weet. En my oom het vir Doc Louis Luit gevra wat natuurlik op daai stadium Triomf Kunsmis gehad het. Of hy nie dalk 'n goeie hakker wil koop nie en oom Louis het vir hom gesê dat hy verkoop stront, hy koop nie stront nie. So jy moet maar besluit te vir hom. Maar jy weet, so ek dink ja, om af te sluit met Namibië, dis vir ons as gesin en familie lê daar diep wortels en dis vir ons 'n baie spesiale plek om terug te gaan. My pa self het vir Namibië senior cricket gespeel terwyl hy nog op skool was, daai tyd Suidwes. Hy het ook vir Suidwes Kruimeweek rugby gespeel. En dit was juist daai rugby wat hom op die einde Bloemfontein toe gevat het om by Koffsies te gaan studeer. Wow. Nou kom ons gaan terug. Ons vat jou laerskool. Jy's eintlik baie geseënd want jy's by een van die top skole in die land. Laerskool en hoërskool, Grey Laerskool, Grey College Laerskool, Grey College Hoërskool, hoërskool, maar jou hoërskoolloopbaan daar voltooi. Baie sport gespeel. Ja, ek dink dit was, soos jy sê, baie groot voorreg. So baie mense vra altyd, jy weet, hoe jy besluit om na daai skool toe te gaan. Ek sê nee, wel ek het nie, want ek was 6 jaar oud. So my pa het my gestuur. My pa was nie 'n oud grey nie en dis ook 'n skool wat gewoonlik deur geslagte gaan, jy weet. Hy het uit Suidwes uit gekom, maar dit was destyds toe hy Vrystaat onder 20 en by die Vrystaat rugby gespeel het saam met ander spelers wat van grey af gekom het en ek is bevoorreg want my pa was baie jonk toe ek gebore is. En hulle het vir hom, jy weet, aangeraai en gesê man, jy weet, julle is 'n sportiewe familie, probeer jou seun, jy weet, grey toe stuur. Ongelooflike plek. Ek beskryf dit as die 'n mikrokosmos van die lewe, want dit is nie 'n maklike plek nie. 'n Seunskool is nie 'n maklike plek nie. Jy weet, dis prestasie gedrewe, dit is egos, dit is boelies, dit is partykeer is jy die boelie, partykeer word jy geboelie. En ook ons was bevoorreg dat veral op hoërskool dit al redelik geïntegreerd was. So ons was gekonfronteer met die werklikheid.
Daar was Sotho seuns in die skool, daar was Xhosa seuns in die skool, daar was 'n Engelse baan aan die skool, daar was 'n Afrikaanse baan in die skool. Bietjie vroeër as byvoorbeeld van die skole hier in die rand. So laerskool, dit moes net gelyk het na sport, dan het ek dit gedoen. Tennis, atletiek, rugby, cricket, as die hokkiespan iemand gekort het ek gaan help, as die landloopouens iemand gekort het ek gaan help. Baie lekker tyd gehad. Maar jy het uitgestaan in die cricket. Cricket was jou cricket was jou kos geweest. Ja, ek het lekker cricket gespeel op skool. Rugby was altyd jou gunsteling. As jy verstaan, dit was jou gunsteling en ek het laerskool het ek Kruimenweek rugby gespeel. En vir Vrystaat onder 13 dan nou cricket gespeel, maar dit het besonder goed gegaan met my in my start 5 jaar met cricket. En daaroor het dit seker 'n bietjie voorrang geniet op hoërskool. Alhoewel soos ek sê, as jy in Grey is, dan moet jy rugby speel. So Maar jy was nie 'n stoute ou geweest, want jy was nog onderhoofseun ook geweest. Ja, ek dink nie ek was ooit op skool stout genoeg nie. Want toe haal ek die stoutigheid in na skool. Jy weet, so ek dink ek moes bietjie stouter gewees het op skool. Hoe sê hulle ondeend? Ons was maar ondeend, ons was seuns, jy weet, het maar bietjie kattekwaad. Daai tyd kon jy nog kattekwaad aanjaag en jy het nog, ons was so die dying breed wat nog tokkie gaan speel het, as ons op 'n rugby of 'n cricket toer was, en dan bly jy nou by ander ouens, jy weet, dan gaan speel jy dalk teen affies of wat ook al, dan slaap jy oor by 'n affies ouer en dan speel jy maar daar in Pretoria se straat nog so bietjie top. Kyk, daar was bietjie baie meer liggies daar, so ek kan stout raak. So maar laerskooljare was wonderlik geweest. En Grey Hoërskool Grey College Hoërskool is een van Suid-Afrika se spesiaalste plekke. Nie, jy weet, ek is baie trots omdat ek van daar af kom, maar ek is ook nou 22 jaar lank uit die skool uit. So ek is nie, ek praat nie elke dag daaroor nie, maar my agterkop is ek baie dankbaar vir wat ek al geleer het. Dis 'n skool met tradisie en beginsels. En dit is 'n skool wat jou die geleentheid gee om jouself te wees, wat ook al jy is. So baie mense kyk vas in Grey College rugby prestasies, wat op skoolvlak in die wêreld en dis altyd vir my so lekker om dit te kan sê, want die ouens terg jy mos as jy in Grey was. Jy kan terg, maar dan kry jy feite. Geen rugbyprogram op skolevlak in die wêreld was of is so suksesvol soos die Grey College program. Dit is nie 'n miskien nie, dit is 'n feit, dit is bewys. So hulle kyk vas dat dit is wat by Grey gebeur, daar word rugby gespeel. Ek het byvoorbeeld start 9 matriek, het ek vir ATKV Vrystaat Saul Barnard gespeel in 'n toneelstuk. Oh wow. Wat 85 vertonings gehad het in die 2 jaar. Terwyl ek rugby speel en terwyl ek cricket gespeel het ek dit gedoen. Nou, niemand by Grey het ewe skielik anders na my gekyk nie. Nie een van my pelle het my ewe skielik daaroor, jy weet, probeer verkleineer of wat ook al nie. So, daar's werklik plek vir iemand, vir elke ou. Die skool het nou nog 'n wonderlike sanggroep. Hulle het 'n wonderlike boereorkes. Hulle het gumbo dansers. Jy weet, so dit is 'n baie spektrum. Ja. En ek was bevoorreg om daar te wees in die tyd wat die skool wonderlike onderwysers gehad het. 'n skool of Johan Volsteed wat wêreldbekend is, maar ook onderwysers wat vir my klas gegee het dat toe ek begin kommentaar lewer en half begin vir supersporte doen, het verskeie van my oud onderwysers vir my 'n boodskap gestuur. En gesê, uiteindelik gebruik jy wat ek jou in Afrikaans geleer het, of at last the English is paying off, of so, ja, ek dink met groot waardering terug aan my tyd op skool, aan die rugby kant, saam met fantastiese spelers gespeel, Adrian Strauss, Flip van der Merwe, Rowan Pinaar, Andri Strauss, Joe Peterson, ja, dis groot name. Alwyn Hollenbach, jy weet, Bismarck Du Plessis.
dit was allemaal, toe ek daar 9 was Roan en Bismarck en Joe Peterson en Andri Strauss en Albert Keres en Jan Toy van Jaarsveld op die jong ouderdom vir die Sharks gespeel, nie lank, jy weet, professioneel gespeel nie, maar hulle was allemaal in matriek, toe ek daar 9 was, jy weet, so net om saam hulle te oefen en teen hulle, jy weet, hulle het eers swak gespeel, ons het maar tweede of derde span gespeel, toe is daar 9 is, om saam hulle te oefen en te sien hoe hulle dit gedoen het, want iemand soos Roan Pienaar was maar 'n voorbeeld van skoolafval, en Bismarck Du Plessis was duidelik sien as 'n man wat dit gaan. Ja, en Bismarck Du Plessis was 'n man tussen seuns, jy weet, hy was groot, sterk, plaasman. So en toe in matriek, jy weet, toe, ons is die arme ouens die jaar na hulle en almal skryf jy so al voor die tyd af en toe skielik ons matriekgroep Adrian Strauss, Flip van der Merwe, die graad 11's of star 9's wat saam ons gespeel het, Richard Strauss, jy weet, jy waarskynlik noem jy 4-5 internasionale spelers op wat later jare gekom het. Watter posisie het jy gejol? Ek het loskakel gespeel en heel agter. Ek was baie lief om die kontak te vermy. Jy weet, ek het geglo aan die skoonbroekie loskakel teorie. Ja. 'n loskakel op sy voete is meer werd. En daai tyd was dit so. Dis great. Jy was die generaal en jy het die spel gedikteer. Ek het later my hoërskoolloopbaan ongelukkig 'n paar beserings gekry nadat ek vir die eerste 16 jaar van my lewe nooit 'n besering gekry het nie. Een staaltjie wat ek, nie staaltjie nie, een hartseer verhaal van ons skoolloopbaan was, ons het 'n seun saam of 'n ou saam ons in die skool gehad met die naam van Dirkie Vroneman. Nou Dirk Vroneman, sy pa, was 'n bok. En Dirkie was 'n fenominale rugby speler. Hy was so hard soos hierdie tafel. En hy het in sy start 9 jaar al eerste span gespeel saam met Bismarck en Roan Pienaar en in sy matriekjaar was hy was 'n fenomeen. Jy weet, ek onthou so goed dan sit die skool op die paviljoen, dan het die oppositie of die opponente het die bal gehad en dan het hulle geskree swing, sodat hulle by Dirkie kan uitkom, want hy was 'n crash tackler van formaat. En dan, hy het so die tydsberekening van buite af binne toe duik geperfekteer. En dan kom hy van linkervleuel af, van duik hy die 13, as die 13 die bal vang, maar half hiervan, maar dan sit net bene wat klap en draagbare en goed, en ek glo vas, en ek dink die meeste van ons wat saam met hom gespeel het, glo vas, hy was bestem om 'n bok te word, en hy is in ons eindeksamen as hy oorlede. In 'n motorfietsongeluk. Hy was op pad, jy weet, hy moes nou weer geleer het, en hy was nie lus vir leer nie, toe wil hy 'n rugbybal gaan pomp. Op sy motorfiets en hy's getref op sy motorfiets en daarna het 'n kar hom weer getref terwyl hy op die grond was. En ek dink baie van ons daar moes kennis maak vir die eerste keer. Nou ek en Dirkie was vriende, maar daar was definitief ouens wat nader aan hom was as wat ek was. Maar baie ouens is vir die eerste keer gekonfronteer met die verganklikheid van die lewe. Jy is besig met 'n eindeksamen en dan moet jy die maandag daar aankom en daar's 'n stoel wat Vrydag nog iemand opgesit het. Wat iemand nie meer opsit nie. En die onderwysdepartement gaan nie 'n eksamen afstel nie, jy weet, so dit was Dis terrible. Dit was 'n hartseer einde aan 12 jaar wat ek baie opgewonde is my eie seun volgende jaar mee begin. As ek kyk hoe stout hy by die huis is, hoop ek hy hou vir 12 jaar voor hulle hom vra om te verlaat, maar hy gaan volgende jaar sub A toe, of graad 1, soos dit nou bekend staan. Ook in Bloemfontein. Ook in Bloemfontein, en hy het my oorreed, ek sou hom aanvanklik nie Grey College Laerskool toe gestuur het nie, ek wou graag gehad dat hy moet na 'n ander laerskool in Bloemfontein toe gaan, en dan hoërskool, sou ek maak nie saak waar ek bly nie, om koshuis te stuur, of dan as ek nog in Bloemfontein is, en hy het seker so 2 maande terug, Werner, toe vra hy vir my, hy wil 'n bietjie met my praat, en ek sê toe maar, is reg, eerste groot chat met, en hy sê toe vir my, maar is ek nou ernstig oor hierdie ding dat hy nie Grey College toe gaan volgende jaar nie,
Ek sê ja. Hy sê, kan ons daaroor praat asseblief? En hy het my oorreed. En hy het die voorreg om baie tyd reeds daar te gespandeer het en die mooiste storie, JJ Tron, wat nou vir die Bulle 8ste man speel, hy was in 2023 Grey College se kaptein. En ek moet tog vir jou die foto stuur, jy kan hom dalk gebruik. In 2023 was JJ 4 jaar oud en hy is toe by die rugby wedstryd in 'n Pietiebroek en 'n baie ou, seker 'n model 70s, 80s Grey College rugby truitjie en oranje tokse. En die TV-kameras vang hom toe op 'n stadium vas hier waar hy hardloop en na die wedstryd toe soek ek hom en ek kom met die kommentaar ook uit en ek soek hom en toe ek hom uiteindelik kry, toe sit hy bo op JJ Tron, die kaptein se skouers en die Volksblad daar in Bloemfontein kry toe nou die ding in die hande, want dis toe nou JJ en JJ. Ja. En hoe verduidelik ek nou vir daai jong man, hy kan nie Grey College toe gaan nou al nie, jy weet, so ja, hy is op pad Grey College aansluit, ja. Dit is fantasties. Maar jy toe nou, toe jy uit skool uitkom, toe jy nou self 'n kar ongeluk, wat jy so 'n bietjie, wat jy baie teruggesit het. Ja, ek het, na skool was die plan om maar cricket te speel, en soos ek sê, ek wens ek was 'n bietjie stouter op skool, want in my eerste jaar na skool, toe ek dalk, jy weet, toe die liggies mooi, baie mooi, en alles is mooi, en ek onthou ek het op 'n stadium, yes, ek seker lang, my hare krul as hulle langer word, en niemand sal my nou vandag kry met lang hare nie. My hare is verskriklik kort. My pa was 8 jaar in die weermag ook. Dit is kantpaadjie. Maar op 'n stadium, jy weet, laat ek moes touwtjies vat om my hare deur my cricket helmet, jy weet, uit mos daai gaatjies die ou helmets gehad, te laat deurgaan. En toe my eerste jaar nie heeltemal die hoogtes bereik na skool met die cricket wat ek wou nie. En ek dink dit was in ons tweede jaar. Ek ou probeer in 'n sekere mate, dink ek, van die besonderhede partykeer vergeet. So partykeer moet ek my ma vra, kan jy die presiese datum onthou, en wat hulle natuurlik kan. Ek het by 'n vriend van my gekuier wat saam met my op skool was, en in my opinie die beste 8ste man was, saam wie ek nog ooit rugby gespeel het, Rian Swanepoel. Hulle was al van Viljoenskroon af. En ons was by hom, en ons het die aand, ek het nog met my maaste Toyota Tazz na hulle toe gery. En ons sou na 'n ander vriend se plaas toe gery die aand. En nie ver uit die dorp uit nie, het ons 'n trekker wat 'n wa sleep is mieliewêreld, en die wa was vol mielies, vermoed ek, en 'n kar wat van voor af kom sou onder die wa ingery het. En hy swaai toe net uit en ongelukkig verkeerde kant toe, en dis toe nou maar net terug vir julle toe nou. Ja, van vooraf, nou maar net in ons vas, en 'n ou breek maar bene dan, ons was ongelooflik gelukkig om te oorleef. Rian het sy femur gebreek, wat op daai stadium in die kar baie sleg was, want op 'n manier het hy so amper op die been gesit, jy weet, en 'n ou kan nie te veel beweeg al binne dan nie, want alles is skerp. Jy weet, so jy probeer so stil as moontlik sit. Hy het sy femur gebreek, en ek het my bekken en my heup gebreek, en jy het na die tyd, 'n week of 2 na die tyd agtergekom wat was nog gebreek, want sekere goed was noodgevalle wat dadelik moes behandel word, en ruk jy in die kar, langer vasgesit in die kar as wat ons sou wou, dis platteland, dis nie dis is sommer net van uitsny en daai tipe goed nie. En ek onthou ek kan nie onthou of die eerste of die tweede aand in die hospitaal was nie, toe het hulle vir Rian weg van my afgevat, en toe het een van sy longe plat geval, en toe is dit groot stories, toe sit jy weet, maar lang storie kort te maak, ongelooflik geseënd gewees om te oorleef. Hy het ook oorleef. Rian het later jare, ek dink amper 100 wedstryde vir die Luiperds gespeel. Is eintlik bitter snaaks, en hy 2 jaar na die ongeluk, of 'n jaar en 'n half na die ongeluk, toe speel hy sy eerste rugbywedstryd weer.
En toe breek hy sy enkel in die wedstryd, in 'n frats. En dit was vir die Vrystaat 21 span. Nou soos ek sê, Rian was een van die talentvolste rugbyspelers saam wie ek ooit gespeel het. Ek dink die ongeluk het definitief sy tol geëis op sy loopbaan. Ek dink hy sou vir een van Suid-Afrika se groter unies baie wedstryde gespeel het. Op die ou en as ek sê die beste gemaak het sy loopbaan wat hy kon. 'n Ou vir wie ek tot vandag geweldige respek het vir as dit kom by deursettingsvermoë en om terug te kon veg ten spyte van dit. Ek het weer probeer cricket speel so 3 jaar na die ongeluk. Ek kon nie, ek het nie dit was vir my moeilik om te oefen en dan die volgende dag te moet speel. Jy daai dag tussenin amper nodig gehad wat ek al so ek word toe 'n regte klub cricketspeler, speel elke Saterdag, oefen nie regtig in die weekie. Maar so lief vir dit gewees dat ek kon dit nog op Superliga vlak doen. Jy weet, ek kon net nie op professionele vlak sou ek dit nie kon maak nie. En toe vroeër as ander ouens begin afrig wat vir my 'n nuwe paadjie. Hoe die afrigting, hoe dit net outomaties gekom? Ek is geretrench op 'n stadium in Bloemfontein as 'n jong ou. Want kyk, my studieloopbaan was ook nie een vrot van die sukses. Ja, ek hoor nog, ek het hom nog so agtergekom. Hy wou nooit lekker vlot loop. Hy het nie lekker papierwerk saamgekom. Nee, daar's nie, my gang hang nie vol grade nie. En ek gaan nie volgende jaar my MBA doen nie. Ek het toe jonk gaan werk. Nadat ek baie van my pa se geld op universiteit gemors het. Ek sê maar pa. Hy vra nou dan vir my, ek moet hom kom help soek na 'n boks daar by die huis. Ek sê, wat 'n boks? Hy sê, nee, die boks met al die handboeke wat ek vir jou gekoop het, al die geld wat ek vir jou inbetaal het op waarste. Ek sê, pa, daai was nie vir handboeke nie, jy weet mos. Ek gaan definitief die handboeke. Maar, en toe maak ek 'n besluit wat op die einde in my lewe baie waardevol was. Ek het toe nog nie werk in die Kaap of enigiets nie. Ek probeer dink, ek dink ek was 24. 25 dalk. En ek het so 'n ou Volvo S40 gehad. En ek bel 'n pel aan Belwel en ek sê, het jy nog daai 2 slaapkamer plek? Hy sê ja, hy sê wil jy môre aand hier slaap? Ek sê nee, ek trek daar in. Maar ons het daarom 4 jaar in Bloemfontein ook saam gebly, boesemvriende. En hy sê nou kom. En ek begin toe 'n cricketakademie daar. En ek het daarom 3 maande se salaris as 'n pakket, gekry. Ek begin toe 'n cricketakademie in die eerste maand dink ek het ek 2 ouetjies afgerig. En wonderbaarlik het dit elke maand so verdubbel. En op 'n stadium een van die skole wat my toegelaat het om hulle geriewe te gebruik was die Hoërskool DF Malan in Bellville, aan wie ek ook baie dank verskuldig is. Hulle bied my toe 'n werk ook aan. Hulle sê toe sal ek hoof van cricket word by die skool. Later het rugby daarbey aangesluit. En ek het gesê ek sal as ek nog kan afrig ook, as ek nog my akademie kan hardloop. So ek sou in die middag die skool afrig. En dan 5 uur of 6 uur, as dit klaar is, dan sou ek my privaat, jy weet, kinders nog afrig. En hoekom ek sê dit was vir my goed is, want daar het ek geleer werk. Lang ure. Daar het ek geleer dat jy kan maar 5 uur of 6 uur met iets klaar maak en nog iets doen. En op die ou einde uit die Kaap uit teruggegaan Vrystaat toe as 'n mens vir die eerste keer, as iemand wat minder stout sal wees, as iemand wat minder onverantwoordelik sal wees. Jy weet, as 'n jong ou, sinvolle mens word. Ja, as 'n jong ou is jy mos onaantastbaar. Jy is mos bulletproof. Tot jy agterkom, maar jy is nie. En in daai aspek was die Kaap vir my baie goed. Maar ek dink 'n mens het nodig om dit so te gaan leer, want ek dink baie kere sit 'n mens en veral soos jy nou praat met die youngsters, en ek gaan jou sommer nou ingooi baie stuk. 'n ding wat vir my baie bekommerenswaardig is, jy werk baie met die skole, is hierdie seuns is superheroes op skool. En hulle kry eintlik hierdie
aura om hulle wat beautiful is. Maar daar's lewe na skool. En baie van hierdie kinders beland in woestyne wat letterlik daar val iets hierso in wat letterlik in woestyne en hoe kry daai ouetjie homself om weer te kick in na die volgende Ek kom nou eens agter hoe ernstig is ons, nee. Ek sal nou 'n grappie vertel. Ja, jy moet 'n grap vertel. Ek dink support structure. Jou raamwerk. Jou mense naby aan jou is verskriklik belangrik en ek dink wanneer hierdie seuns nou mans word, nê, en kyk hulle op deesdae 15, 16 dan begin hulle om ons uitdaag en hulle is fisies groter en sterker as wat ek en jy was. Ek dink dan vergeet hulle hoe belangrik is daai raamwerk om hulle partykeer vervreem hulle self die mense naby aan hulle en dan ewe skielik 3 jaar later het jy weer daai raamwerk nodig. En ek dink vir almal, ek dink nie net vir sportmanne nie, ek dink, jy weet, as ek terugkyk na hoe lief die mense rondom my vir my was, maar ek steeds alles in my vermoë gedoen het om dit te misken. Of, jy weet, amper nou op 40 begin jy besef, maar, kyk net, wat het my ouers alles vir my gedoen? Kyk net hoeveel keer het hulle gehelp. Kyk, jy verstaan, so ek dink dit speel 'n groot rol en ook as gesin en as raamwerk hoe om dit te hanteer as jou seun dan nou of jou dogter 'n sportster is. Hanteer dit met die waardigheid wat dit behoort hanteer te word. Op die uiteinde weer eens, ek het nou gepraat van ek moet leer om te werk om te lewe. Op die uiteinde is Siya Kolisi net vir 80 minute 'n week 'n springbok nie. Dis baie waar. Die res van die tyd is hy ek en jy. Dis net vir 80 minute wat hy op die TV is, maar ons baie meer tyd in 'n week as 80 minute. So ek dink dis wat my boodskap sal wees. En ek praat met myself as ek dit sê. Jy weet, oues by die werk, net as jy by die werk is, of in die kommentaar ook, net as jy daar is, die res van die tyd moet jy aandag gee aan die mense wat vir jou belangrik is. Jy moet elke ding, amper soos ek wil sê, amper die boksie stiek, maar so hard as wat jy werk, so hard moet jy 'n pappa wees, so hard moet jy 'n man vir jou vrou wees, so hard moet jy 'n vriend wees, so hard moet jy kan braai. Ek dink is baie belangrik. En ek is eerlik genoeg om te sê, dis iets wat ek elke dag mee worstel. Jy weet, om daai balans, om te sorg dat ek daai balans handhaaf. Dis maklik met 'n ou se seentjie want hulle is mos oulik. Ja. Jy weet, so wanneer hulle is mos oulik en hulle wil bal skop en hulle wil goed, maar dis nie alwaaroor dit gaan nie en ek dink vir my is dit belangrik ek streef elke dag nog om daai balans te vind. Want ek het dit nog nie. Ja. Wat vir my altyd, jy praat van die support structure, wat vir my altyd so beautiful is, wanneer ek met kinders werk en ek afrig en goed, en of alles jy met die hoërskoolkind werk, om vinnig te sien waar is support structures en nie, is nie om te kyk na die ouetjie se houding nie, is wanneer jy met die kind begin gesels oor sy ouers, en die manier hoe hy sy ouers aanspreek, so jy sal kry ou sê, ja nee, ek sal met my pa praat oor dit, wanneer 'n kind kom en dit is 'n baie klein dingetjie, maar hy sal sê, ek het met pappa gepraat, of ek het met mamma, en dit klink regtig weird om dit so te sê, maar wanneer jy dit sien, dan weet jy, maar daar's 'n verskriklike support structure daar, want hy praat, dit is mamma en pappa, dis daai, ek het daai closeness met hulle, my pappa is die naweek hierso, en ek weet dit klink baie dom, maar dit is werklik waar groot, en dan sien jy dadelik, maar daai kind het 'n pa wat, en jy kan maar gaan kyk, Saterdag staan daai pa bang vas daar, so langs hom, en hy help hom, en hy gee 'n bottel, en hy spuit sy mouth guard uit, en jy weet, en ek noem my pa dad. Weer eens. Ek's 40. Maar dis ook ironies want ek het groot geword dat soos meeste seuns, Afrikaanse seuns in daai tyd, jy weet, Oupa. Ja. Ons weet mos ons is lief vir mekaar. Jy weet daai tipe. En ek word toe geseën met 'n kind wat totaal die teenoorgestelde is.
hy gee, nou hy's 'n rammetjie. Hy speel buite en hy trek two-tones aan in die tuin en goed, maar hy gee my seker 30 drukkies op 'n dag. Fantasties. En as hy vir my 30 gee, dan gee hy vir mamma 35. Hy is die liefdevolste kind, terwyl hy so besig is wat jy aan kan dink. So ek dink is baie belangrik as jy uit so 'n omgewing uitkom, dan sal jy nie tyd hê om arrogant te wees of verwaand te wees nie. So ek dink dis dalk my boodskap. Amper ek dink ek praat meer met die ouers hier. Ja, absoluut. As wat ek met die kind praat. Jy weet, jy sien ongelukkig mos maar die paas wat deur die seun probeer leef, jy weet, of hom en ek dink soos vir my op 40, my seentjie se goed lê nou voor hom. Ek hoop hy bereik alles wat ek nooit bereik het nie. Maar as hy nie doen nie, hy hoef dit nie te wees nie. Ek gaan nog steeds vanaand vir hom daai drukkie gee. Ja. En ek gaan nog steeds sy hare die mekaar vryf. Dit sal lekker wees. Dit sal lekker wees as hy 'n goeie rugby speler is of 'n goeie cricket speler. Dit sal natuurlik enige pa sal trots. Maar hy kan 'n goeie koorou wees. Maar jy weet, hy kan ook net en jy weet, hy's gesond. Hy het 2 bene, hy het 2 arms, hy het 'n gesonde verstand. Die wêreld is syne om te maak wat hy kan of wil. En dis genoeg vir nou. En ek dink dit is belangrik daai soos jy sê met die drukkies. Ek het my 3 kinders weet, ek druk en soen vir hulle op. So, en of hy nou daarvan hou of nie, hulle kom so op 'n stadium en as hulle so hoërskool kom, dan is jy nou nie meer cool nie. Maar hulle kom weer daaroor ook. Ek het soen en ek druk en ek hou hulle hand vas en ek en my pa het ook 'n baie close verhouding gehad. Ek het my pa gesoen tot op die einde. Jy weet, voor hy oorlede is en dan sal mense maar hier's nou die groot man. Dis my pa, ek het hom gedruk, ek het hom vasgehou. Dis beautiful. Ek hou van dat ons moet dit leer. Ons moet ons kinders daai leer dat jy. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Ons gaan na die kommentaar toe. Nou jy toe nou na jou cricket ding, hoe die kommentaar ding, nou waar het iemand besef, jy maar hierdie ou te beautiful stem. Werner, dit het nie so glorieryke begin gehad soos wat mense dalk sou hoop of dinkie. In 2017 toe begin die manne al hoe meer hierdie stromingsdienste te gebruik en ek begin toe nou skole rugby sien op YouTube en nou hoor ek hierso as 'n kommentaar lewer en nou stem ek nie noodwendig saam met wat hulle sê en hoe hulle dit sê en goed nie en ek dink toe yes, maar ek wil aan baie daarvan hou om hierdie te doen. En die ou wat ek het gister met hom op die telefoon gepraat, die meeste dank verskuldig is in my kommentaarloopbaan is 'n man met die naam van Rowan Raaf. Nou Rowan Raaf het destyds School Sports Live begin, saam met Andrew Wester-Cohen. En hulle begin toe die wedstryde te stream, hulle het vir hulle 'n waantjie gebou waar hulle dit teen 'n hoër kwaliteit as die ander ouens kan doen. En ek hoor toe hulle gaan St. John's Paasfees toe. Maar ek is nou in Bloemfontein, nou hoe werk dit nou? Maar ek hoor toe ook Rowan Raaf was in Grey College. En hy's 'n bietjie ouer as ek. En ek kry toe sy nommer in die hande en ek bel hom en ek sê, weet jy wat, ek wil graag rugby kommentaar lewer en ek dink ek kan 'n beter taak verrig as vir die ouens wat dit nou vir jou dalk doen, jy weet, want ek is toe nou maar verwaand, ek sê. Hy sê nou maar, kom St. John's Paasfees toe en kom sit agter die mikrofoon, jy gaan dadelik weet of hou jy daarvan en of hou jy nie daarvan nie. En ek het hierdie eendag vir Dion de Kok van Ratel Rugby ook vertel. Die eerste wedstryd wat ek toe uitsaai was Hoërskool Florida teen iemand en ek kan nie onthou teen wie nie. My vrou sal weet want ek weet sy het 'n foto van die sy het dit gestream op die TV. My man is op die TV. Ja. Maar dan sit hulle mos nou jou naam onder en sy het 'n foto van dit geneem. En ek probeer, ek kry nie my eerste boek. Ek skryf nog alles in so 'n boek. Old school. Old school. Nou my eerste boek het my Bassett opgeëet.
En dis daarop. ek kan nie onthou, so Rowan Raaf het my 'n kans gegee, in daai eerste wedstryd, op 'n stadium het net my gevoel, maar hier's waar jy moet wees. En 5 of 6 wedstryde by daai paastoernooi gedoen, en toe moet ek 'n rukkie wag voor daar weer 'n geleentheid is, en so, en ek het nooit nee gesê nie. Rowan was verskriklik goed vir my, want hy het altyd gesê, matey, do you wanna go? En as ek sê, ja, maar dis nou ver en goed, en dan sê, you know we'll pay your petrol, right? En as ek sê, okay, baie dankie, dis al waarvoor ek gewag het, want daai tyd het hy nie te breed gehad nie. Ja, so budget klein, dis al waarvoor ek gewag het, ek's daar, partykeer in 'n hotel slaap, partykeer in 'n koshuis geslaap, partykeer 'n groot wedstryd gedoen, partykeer die onder 15 C's gedoen, en so dit ontwikkel, en tot daar 'n punt gekom het waar nou en dan 'n skool gevra het, hoorie, sal jy asseblief vir ons hierdie wedstryd kom doen? En toe begin 'n ou, dan begin jy droom. En ek onthou hoe hard ek probeer het om SuperSport te beïndruk. Dit was, en ek wou die hele tyd vir Rowan vra, sal jy daai video vir hulle stuur, want hy het bietjie kontakte daar gehad, en ja, ek sal, maar hulle raak nou al kwaad vir my, want ek druk, en dit was amper, toe ek gesê het, okay, maar weet jy wat, ek is dan okay daarmee om Suid-Afrika se beste skole kommentator te word, en dit dan nou maar te bly, want hierdie ouens by SuperSport gaan my nou nie 'n kans gee nie, en ek doen iets nie reg nie, of wat ook al, en ek dink dit was op die uiteinde, in my boek een van my boeke sal dit kan sê, want ek skryf linksbo die nommer van die hoeveelste wedstryd dit is, wat ek uitsaai, dis maar net so bygeloofie, en ek dink dit was omtrent die 165ste rugby wedstryd wat ek uitgesaai het, toe saai ek die eerste keer vir SuperSport 'n wedstryd uit. En watter game was dit? Dit was Vrystaat. Nee, ek jok vir jou. Dit was by die Waastie beker, dit was Shimlas teen CUT, so die Bloemfontein derby, as mens dit so kan noem. En daarna het Currie beker gekom, Waastie beker, 2023 baie bevoorreg gewees. Dit was vir my 'n baie lekker jaar. Ek het die Currie beker halffinale gedoen in 2023, nadat ek my eerste wedstryd in 2022, jy weet, so dit het toe gebeur het vinnig, ja. Currie beker halffinale Vrystaat teen die Bulle, of die Vrystaat het gewen, wat dit nog meer spesiaal gemaak het, in Bloemfontein, en toe daai selfde jaar URC wedstryde gedoen, en ek's nie seker wanneer hierdie podcast gelaai gaan wees, of wat ook al nie, maar dan nou die naweek die Bulle teen Ulster, so dit in die URC, ja. In die URC, so dit begin momentum kry, of dit het begin momentum kry, maar daarvoor is ek net baie dankbaar, want elke keer wat jy uitsaai, kan dit jou laaste keer wees. En waar is jou nommer nou op kommentaar? Sonder sewe's en extra dinge en so by die 500. Rugby wedstryd, ek dink 491. Ongelooflik. En iemand het een keer vir my gesê, moenie tel nie, want dan maak jy een wedstryd meer spesiaal as die ander. Toe sê ek, nee, maar dis juist hoekom ek tel. Sê ek, want elkeen is spesiaal. Verstaan jy? So, ek sien my werk as ek 'n skoolwedstryd uitsaai, as net so belangrik, soos 'n URC of VRK, ook al jy het wil noem wedstryd. Uit 'n navorsingsoogpunt uit is 'n skoolrugby seker moeiliker. Ja, jy het minder detail. Ons minder beskikbaar met die druk van knoppies, jy weet, jy moet regtig dit gaan soek, en jy moet, en ek is baie erg op, ek is ou moet goed voorbereid wees. Ja. Daai voorbereiding, vertel my, so in 'n shortness, hoe berei ou nou voor? Ons het nou Saterdag Bulle teen Ulster. Okay, so, ek noem dit die ungooglables. Jy probeer daai inligting in die hande kry.
jy weet ek het dan JJ Tron genoem wat Saterdag aand vir die Bulle speel. Jy weet jy probeer iets van hom weet wat geen ander ou weet nie, sodat wanneer daar 'n oomblik in daai wedstryd Saterdag aand is wat daar dalk 'n besering is of iets en jy kan jou knoppie druk en jy kan vir die direkteur vra, geef my 'n naby skoot van 8 blou, want ek het ietsie oor hom, jy weet, wat ek vir die mense wil sê. Ja, so ek probeer altyd iets kry wat niemand anders het nie en wat jy nie elke keer herhaal nie. So as jy nou drie keer in 'n kort tyd die Bulle uitsaai, dan moet jy weer ietsie nuuts kry vir die volgende wedstryd. Maar daar is sekere basiese goed wat altyd gaan bly bestaan. Jy weet, iemand wat vir die eerste keer die wedstryd kyk, gaan nie weet, maar daai ou het Waarstebeker gespeel vir daai span nie. En hy kom eintlik oorspronklik uit Appington uit. Jy weet, iemand soos Jasper Wiese, hy kom nie uit 'n groot rugby skool nie. Pieter Steff de Tooy kom uit Swartland. Jy weet, daai tipe stories te kan vertel en dan 'n bietjie dieper te gaan delf. Ek dink dit is belangrik om te gesels met die afrigters en te gesels met die spanbestuurders. Maar hoe onthou jy die name? Want ek meen, daai wedstryd gaan aan en jy sal nou, en ek almal het al dink altyd dit is vreeslik maklik, maar dit is nie so maklik om vir my te verduidelik. Ek sit en ek braai hierdie kant en jy gee my eintlik my oë daai kant, en nou braai ek hierdie kant en jy sê Pieter Steff pas na die en dit gebeur, maar ek meen jy moet die game kyk, so jy kan nie heeltyd afkyk en sê nommer 8, dis hoe doen nou dit? Ek dink wat belangrik is, elke afrigter het 'n formaat waarop hy sy spanlyste sal neerskryf. Ek skryf myne neer soos wat ek aan rugby dink. So ek begin bo op my bladsy by nommer 15 en dan weerskante van hom op die twee kante, die twee vleuels, want ek sien dit as die agterste, jy weet die agterste driehoek waarvan almal praat. Ek skryf hulle op een lyntjie, dan laat ek 'n lyntjie oop vir al die inligting wat ek rondom hulle wil neerskryf, en dan het ek 12 en 13 in die middel van my bladsy, en dan in die middel van hulle twee gaan ek dan af met 10, 9, 8, want dis vir my 'n lyn, en dan weerskante van 8, 6 en 7, 4 en 5, 1, 2, 3. So my oog weet waantoe om te gaan, as ek dalk nie daai nommer se naam ken. En dan dink ek meeste kommentators is gelukkig as jy so 2 keer 'n ou se naam genoem het, dan het jy weet, dan is jy, dan is jy en hoe groter die wedstryd, hoe makliker, want ek en jy kyk rugby vir 20 jaar, ons ken die Bulle se spelers, en ons ken die Stormers se spelers, en ons ken die Bokke, en ons ken die Nieu-Seeland se spelers, en ons ken die Aussies, so hoe groter die wedstryd, eintlik 'n bietjie makliker, hoe minder gaan jy ooit op jou notas hoef te kyk. Maar die skoolrugby moet jy so bietjie, maar die eerste 10 minute in 'n skoolwedstryd is 'n ou, moet 'n ouma bietjie gaan hulp vra daar op jou notas. Maar ook, jy weet, Suid-Afrikaanse skole rugby is nou so professioneel dat en daar's soveel van dit op TV en opstromingstoepassings dat jy nie 'n verskoning het om nie 'n wedstryd of 2 van die span te gaan kyk voor die tyd. Maar jy moet ook maar gaan stil sit en gaan. Ja, jy doen huiswerk. Ek sal dis donderdag. En daai wedstryd van die Bulle is Saterdag aand 9:00, maar ek sal definitief vanaand somme maak. En dit sal ook die laaste eintlik in 'n week wees wat ek begin. Dit was werksgewys 'n besige week. Ek probeer eintlik so van Dinsdag se kant af. Jy's net so bietjie gebind aan wanneer jy die spanne kry. Partykeer, jy weet, kondig hulle die span eers op 'n donderdag aan. En ek dink enige van julle kommentators sit seker en hoop dat jy nooit 'n Fijiaanse game. Ek sê vir jou, dis nou interessant. Miskien kan ons vir 'n oomblik bietjie ligter raak hier. Ons het nou al vanaand lewenslesse hier gedeel. Ek dink, weet jy wat is moeilik, né? Frans. Die Franse is baie moeilik. Hulle het interessante taalreëls. Okay. So jy dink nie die Franse van is so, jy weet as jy hom daar sien is hy nie so moeilik nie. Ja. Maar kom ons vat 'n voorbeeld, een van hulle baie goeie agterspelers, Thomas Ramos. Nou, dis nie Thomas nie. Ja. Hy word Thomas geskryf. Hy skryf hom as Thomas, ja. Maar in Frans, as 'n naam op die S eindig, spreek jy hom nie uit nie. So, dis 'n Thomas.
maar as jy van op die S eindig, spreek jy hom wel uit. So dis 'n interessante reël, jy weet, jy sal lees Thomas Ramos, as jy hom lees, maar dis Thomas Ramos. Maar hoe maak 'n ou nou? Gaan jy met so tipe dinge gaan sit en gaan luister wat is die dialek wat die ouens gebruik en foneties skryf jy hom eintlik dan vir jouself uit dat jy kan. Ek is oudtyds, nee. So ek kry 'n Fransman en hy sit langs my en ons praat. Okay. En ek sê vir my hierdie naam. En hy sê Thomas Ramos. En ek sê Thomas Ramos. En hy sê nee, Thomas. Dan sê ek, okay, Thomas. Nee, en dan op die ou en dan sê hy, okay, jy het dit. Okay. Jy kry wonderlike hulpmiddels op die internet ook daarom deesdae. Okay. Waar jy kan sê, geef my die uitspraak vir die. Ek het een wedstryd in my lewe, voor 14 jaar voor die tweede een eintlik uitgesaai. Ek het by die 2003 Wêreldbeker vir 'n plaaslike gemeenskapsradiostasie in Bloemfontein in my matriekjaar. Die Springbokke teen Uruguay uitgesaai. Oei, okay. En Uruguay was ook nie maklik nie. Hulle was moeilik. Hulle was baie moeilik en met 'n radiowedstryd moet jy verskriklik baie praat. Want jy moet die hele tyd verduidelik. So jy los nie vir die mense om te sien nie. Nee, Uruguay was baie moeilik. Is daar dan nou maniere wat julle dan nou hoe jy nou verduidelik? Daai ou het nou seer gekry. Jy moet nou so half hierdie ding polish nou dat ek kan mooi verstaan want julle het mooi woorde wat julle die ding inbring en dan word die replay gemaak en dan gee jy half daar kan 'n ou sien dis ek dink baie van daai is 'n voorgevoel of is maar jou manier van dit oordra. Jy sal baie keer dan as jy met iemand gesels dan sê hy, hoorie, saai gou vir my 'n bietjie uit. Dan sê ek maar dis nie iets wat mens op demand doen nie. Ek kort daai beeld, ek kort my ore op, ek kort my, jy weet, so amper soos 'n akteur wat in karakter moet kom. Jy weet, maar ja, iets anders wat ek ook nie genoeg van doen nie, maar so dan met elke tyd en wyl oom Henny Koortsen is 'n ou na wie ek baie opkyk as 'n Afrikaanse kommentator, oom John van Rensburg. Jy weet, is om woorde te gaan neerskryf. Ons almal het die Engelse praat van 'n crutch word, 'n woord wat ons te veel gebruik. Nou, myne vir 'n geruime tyd in kommentaar was fantasties. Nee, kyk, alles was fantasties. Van die afskop tot die 3 in die hoek was net fantasties. En ek moes vir my in 'n wedstryd sinonieme voor 'n wedstryd gaan neerskryf vir fantasties, briljant, uitstekend, fenomenaal. Jy weet, laat jy nie anders word jy Mr. Fantastic genoem. Anders as jy die hele tyd is fantasties. So daar's baie fynere kunsies wat mense so met die koorts en mens mee baie kan help en wel baie help. Hy's altyd bereid om te help, hy's altyd bereid om te luister. En wat vir my verskriklik lekker is op die stadium is dat daar weer dan nog jonger ouens is wat dalk vir my nou en dan vra, kan ek help? Kan ek kom raad gee? Mense het nie altyd die tyd nie, dis die slegte ding. Jy het nie altyd die tyd om vir elke ou te sê kom sit 'n uur by my, maar wanneer ek die tyd het om veral vir die ouens wat ek's permanent aangestel by Supersport Schools in 'n gewone kantoorwerk ook. Dat jy vir MultiChoice nou werk. Ja, maar wanneer ek kan luister na vir al die ouens op die skole wedstryde en kan positiewe kritiek gee, is dit vir my baie lekker en om dan te hoor dit het hulle dalk 'n bietjie gehelp. Of oproep te kry en sê spoed jy weet nie waarvan jy praat nie, daai het vir my glad nie gehelp. Maar dit is daai interaksie is baie lekker en ek is bitter spyt ou het nie meer tyd daarvoor om dit te kan doen nie. Miskien eendag as ek mooi groot is dan kan ek jonger ouens help met dit. Is daar baie komiese goed wat in daai kommentaarhokkies gebeur? Want ek meen as ons nou luister is dit hierdie dit is nou die en is nou daai en dan antwoord jy vir ek kan seker 'n paar van die meer as baie en wees van net bly die mikrofoon is altyd aan nie want ek gaan 'n staaltjie vertel
wat hoe sê hulle sonder benadeling van regte, nee. Ja, is daar nie kameras hier? Ja, Seker maar vertel. Ek gaan die name uitlos. Ek sal my naam maar by insit, maar ek het 'n baie goeie vriend wat ons kommentaarloopbane hy aan die Engelse kant en myne aan die Afrikaanse kant is amper spieelbeelde van op dieselfde tyd, dieselfde kompetisie en goed, maar ek werk redelik gereeld in Engels ook. En ek en hy het baie al saam gewerk dan in Engels en ons het 'n wedstryd gedoen vir Supersport, maar niemand het vir ons of vir die of vir die ou wat aan stuur van die produksie was gesê terselfdertyd gaan die wedstryd op 'n stream Ierland toe as wat hy hier in Suid-Afrika op Supersport wys. So ons was besig om mikrofone te toets. Toe is hy al regstreeks in Ierland. Want niemand weet dit nie. En ja, en jy weet toets 1 2 3 en jou tannie 1 2 3 jou en ons maak grappies en maar niks gelukkig niks slegte woorde of lelike woorde of iets nie. Maar daar was toe die volgende dag in 'n Ierse koerantberig oor die twee Suid-Afrikaanse kommentators wat duidelik nie geweet het hulle is regstreeks. En ek het iemand het vir my toe nou 'n foto van die koerantberig gestuur en ek het toe maar redelik vinnig het ons maar net laat weet wat presies het gebeur sodat jy weet ou nie verder nie, maar daar gebeur snaakse goed. Ek was so 'n jaar en 'n bietjie terug was ek en Jonathan McQuena in 'n wedstryd ook 'n VRK wedstryd. Ek probeer net dink die Lions teen Cardiff in Cardiff. So ons sit dan in die ateljee, ons is ongelukkig nie in Cardiff nie. En dit reën en die halftydtelling is 6-3. Nou, die wedstryd het 10:00 die aand afgeskop. Nou kan jy dink, daar teen rustyd, dis swaar, dis moeilik, jy's moeg. En toe ons oor van so afval, toe sê Jonathan McQuena vir my, maar kom ons gaan huis toe. Niemand gaan ons mis nie. Want hier is te moeilik. So, nee, daar gebeur definitief baie snaakse goed, daar gebeur ook goeie interaksies met spelers, goeie interaksies met skeieregters. Die skeieregters is verskriklik nice met kommentators, want hulle is baie bang oor wat jy van hulle kan sê. En jy bou goeie verhouding met spelers ook op, en jy wil leer ken wie's bereikbaar voor 'n wedstryd, met wie kan jy gesels, wie kan jy vra, wat se afrigter, wat se spanbestuurder. Jy weet, so is die nuwe Currie-Beeker kampioene, die Griekwas, is verskriklik toegangbaar. Pieter Berg, Wian de Pre, die hele afrigtingsstruktuur, Lance, hulle spanbestuurder. Ek was 'n halfuur voordat hulle met die spanbus gery het van die hotel af na die Currie-Beeker eindstryd toe by hulle in die hotel besig om 'n onderhoud te voer hier besig. Hulle is verskriklik toeganklik en ek is baie trots op hulle. Hulle is ook baie goed vir my. Hulle het my nou weer genooi vir my en Victor Matfield om aan te sluit die aand by hulle feesvieringe. Hou hulle aand in Kimberley en die volgende dag 'n bietjie van 'n golfdag. So ek gaan dan weer 'n bietjie in Kimberley kuier en vir hulle die aand. Hulle gaan met donker hulle daai golfdag aanpak. Ek dink dit gaan 'n langer dag wees. Dit kan warm word daar Kimberley. Maar ja, so ek gelukkig bevoorreg partykeer moet jy my knyp of ek moet myself knyp om te weet ek gaan na 'n rugbywedstryd toe, dan sit ek op die beste plek by die wedstryd. Net soos op die middellyn, redelik hoog. Ek sit op die heel beste plek en dan as ek klaar is met dit, dan betaal iemand 'n geldjie my. Exactly, jy hoef eers 'n ticket te betaal. Dis absoluut, ek meen ek kan nie dit man beskryf nie en bitter gelukkig om 'n vrou te hê wat verstaan dat dat ek baie reis. Sy's 'n regsadviseur, sy's 'n suksesvolle mens in haar eie reg en wat verstaan en wat my huis aan die gang hou. En die beste maas wat jy ooit in jou lewe nog gesien het,
So, jy weet, dit laat my toe om meer weg van die huis af te wees as wat enige man moet. En ek dink ek praat weer van daai support structure, sonder dit, my ouers, ek en my broer is baie naby aan mekaar, hy's 5,5, amper 6 jaar jonger as ek, so op skool het ons mekaar nie altyd in dieselfde, jy weet, kringe beweeg nie, maar seker die afgelope, ek wil sê amper vandat ek teruggekom het uit die Kaap uit, so kom ons sê 12 jaar terug, wat ek terug is Bloem toe, is ons baie naby aan mekaar, en hy is ook my, hy en so 4 of 5 vriende, is ook die ouens wat die eerlikste met my is. En vir my vinnig jy dit nodig. Ja, en vir my vinnig sal sê, maar jy was gisterand, my ding in kommentaar waar ek baie keer die pad heeltemal byste raak, is ek begin te veel praat, want ek is opgewonde, want ek hou van rugby. En dan sal hy net vir my 'n boodskap stuur en sê, jy het 'n bietjie baie gepraat, of een van my pelle sal Jy vat nie 'n vent op dit, hè? Nee, veral nie van iemand wat ek vertrou nie. Ek dink is moeiliker as dit, jy weet, buite ouers, hè? Ja, en ek hou van mense en ek hou daarvan om vrede te hê met mense en goed met mense oor die weg te kom. So partykeer is dit nog seker moeilik om te aanvaar, maar alhoewel ek nou al 'n dik vel het met daai goed is, jy moet aanvaar dat sekere mense hou van jou kommentaarstyl en sekere mense hou nie daarvan. Vir sekere ouens is jy die ou na wie hulle wil luister, en 'n ander ou sit die TV aan en as hy jou stem hoor, dan gaan hy oor Engels toe. 100%. En jy moet verlief neem met dit, dat dit is sy reg. Hy stem nie saam met hoe jy dinge uitdruk nie, hy hou nie daarvan oor hoe jy praat nie, en hy dink jy is partydig. En dit is sy reg, en dan gaan hy bitter lekker in Engels kyk. Maar dan is daar, hier en daar sal 'n Engelse persoon jou raakloop en sê, maar as ek hoor jy's in Afrikaans, dan kyk ek die wedstryd in Afrikaans, want ek hou van hoe jy uitsaai. En dan sê jy net baie dankie, en jy's bly dat daar 'n persoon is vir wie dit, jy weet, jy kan niks van hier goed persoonlik vat. Nee, jy kan nie, want jy sal van 'n gebou gaan afspring, verstaan jy, want so ek sê, onthou, ons Suid-Afrikaners druk onsself uit, né? So, net soos wat iemand vir jou by jou sal kom en sê, ek's mal oor wat jy doen, sal daar ou by jou kom en vir jou sê, hoorie, maar ek dink nie veel van jou nie, en dan sit so. Ja, moet jy het vat. Jou ma en jou pa was en is groot inspirasie in jou lewe, hulle het baie hard vir jou en jou boetie gewerk, en jou grootste supporters, dink ek vir julle twee gewees. Ja, jy moet nou pas op dat ek nou nie emosioneel raak hier nie, want dit is die een punt in my lewe waaroor ek maklik emosioneel raak, is my ouers, my grootwordjare. My pa, ek praat met Ian Swarts, die voormalige Springbok spanbestuurder, en 'n ou wat jare al by SARU werk, en hy vra nou dag vir my, maar was jou pa ook spoed? Ek sê ja. Hy sê, jy moet vir jou pa sê, hy is een van die beste vleuels teen wie ek ooit gespeel het. Ek sê nee, ek sal dit vir hom sê, maar my pa moes sy rugbyloopbaan kort knip op 26, 27 dalk. Hy het 3 jaar Vrystaat onder 20 gespeel, toe hy uit Suidwes kom, hy het Vrystaat B gespeel, klomp wedstryde, hy het toegeskuif Pumas toe, waar hy vir die Pumas gespeel het, destyds Suidoos-Transvaal, en toe hy terugkom, hy het vir die SA skienspan gespeel, hy het vir die SA Weermagspan gespeel, hy was 'n goeie vleuel. En toe hy terugkom Bloemfontein toe van die Pumas af, want ek en my broer het nie so lekker met Witbank saamgestem nie, 'n bietjie bronchitis gekry en al daai goed. Toe, jy weet, as jy pas by 'n provinsie weg is, jy kom terug, die kanse dat jy gekies gaan word, is nie goed nie, en hy moes toe sy besigheid begin. Hy was aanvanklik in Bloemfontein 8 jaar in die weermag, 7 of 8 jaar in die weermag. Toe hy terugkom van die Pumas af, sy besigheid begin. Toe het hy vir alle praktiese doeleindes rugby vaarwel geroep. Dit is 'n besigheid wat vandag nog bestaan. Dit is, ek dink hy's nou
33 jaar in die klerebedryf. Maar hulle het letterlik nagte deurgewerk. Ek onthou toe hulle die besigheid, of toe my pa die besigheid begin het hy een borduurmasjien gekoop. En hy het na werk 'n kantoor of 'n vertrek aan die middestad in Bloemfontein gehuur, waar toe hy na werk is. Dan het hy begin borduur en dan het hy so 2:30, 3 die oggend daar klaar gemaak en dan het hy huis toe gegaan en dan, jy weet, dan het hy gaan werk 7 uur of 8 uur. So die wêreldse respek vir hulle, hulle het 'n sukses gemaak, hulle daar begin gepraat van sy huis wat hy vir hom nou in Enties Baai gekoop het. Maar hulle fokuspunt, miskien tot hulle eie nadeel in 'n sekere mate, was altyd ek en Stefan. Dit was altyd hulle 2 kinders, dit was altyd jy weet, jy het 'n cricketgolf nodig. Jy het hom nodig. Plan gaan ons maak. Verstaan jy, daai tipe ding. En vandag is hulle 2 suksesvolle mense met 'n suksesvolle besigheid wat ek hoop baie lekker gaan aftree. Wow. So ja. En dis was spoed van jou naam van spoed ook so van ek het die jy weet ek vertel klomp ander stories. Ek sê hoe vinnig ek was. Wat se atletiek rekords ek gehad het. Nee, maar dit was my pa was spoed, ek is spoed, my broer ongelukkig tussen sy pelle spoed. JJ begin nou vra, is hy ook spoed, en hy begin nou sê hy is JJ spoed, en so dit is maar 'n naam wat afgefilter het. So die bynaam kom eintlik so saam as jy vir ouens sê, ek gaan nou Johan Smit nou dan spoed, ja. So dis jy weet en dit is weet jy wel, dit is 'n voorreg. Dis ek het toe ek begin werk altyd gesê mense moet my Johan noem. Toe ek jonk was. Toe besef ek later maar dis 'n voorreg en ek deel dit met my pa. En my broer deel dit met my pa. En as ek dit dan nou met my kind eendag moet deel, want onthou my pa is Johan en ek is Johan. Ons is al 2 Johannes Jakobus, so JJ is ook Johannes Jakobus, maar ek kon toe net nie vir hom ook Johan noem. Sê ek okay nee, hy moet nou maar JJ wees. Maar ja, ek het groot agting vir my ouers, het ek het genoeg gesê toe ek jonk was, ek weet nie. Twyfel. Doen nie, nee. Ouers moes jou bulletproof fase. So, ek dink mense besef tot jy self eintlik later daar terugdink en dink jy, joh, kyk maar daai bed wat ons nodig gehad het, was ja, jy het gedink jy reg. Dis R1000 en dis eintlik geld wat, maar hy het nie net dit gekoop, hy het vir jou broek ook gekoop en sommer 'n nuwe glas, want ek sien daai glas is stukken. So nee, dit en ek dink daaroor is ek ook erg daarop. Jy weet, ek het altyd gesê my kind gaan pep klere dra tot hy opgehou groei het. Dit het so 4 jaar gewees. Ek staan en dan kom hy en sê hy, nee, maar sy chommies het nou daai. Dan sê ek, wel, as jy chommies dit het, kan jy nie dit hê nie, nee. Dan sê hy, moet ons dit nou maar vir jou kry. So, ek probeer, ou probeer dit wat jy geleer het toepas. JJ kry definitief minder pak as wat ek pak gekry het. Ek dink nie ek het maar om genoeg nie. Ek moet daar nog 'n bietjie werk. Maar ja, ons het beide ek en my broer het nie 'n ding om oor te kla oor hoe ons groot geword het. Net so voor ek afsluit, jy het 'n fantastiese motto wat jy vir my deur. Ek wil nie eintlik eers dit sê, ek wil hê jy moet dit net sê. Dis unbelievable mooi. Die 30 minute reël. So ek sê jy moet 30 minute vroeër as enigiemand anders opstaan en jy werk 30 minute later as enigiemand anders. En wiskunde is wiskunde, so 30 plus 30 is 60 wat 'n uur is. So as ek 'n uur op jou skoor op 'n dag, het ek baie meer gedoen as wat jy gedoen het. So ek staan vroeg op in die oggend, nie belaglik nie. So jy weet, ek staan nie 4 uur in die oggend op nie. Kan maar sien ek het nie 'n gym lyfie wat moet aandag kry of ietsie. So ek staan so net na 5 in die oggende op en dan veral as ek nie by die huis is nie. Wat gaan 'n ou anders doen as werk, jy weet? So dan sal ek stort en klaarmaak en gereeld nie te lank na 6 by die kantoor wees nie. En dan
by die kantoor uit as jy voel jy het genoeg gedoen om nie nou by die hotel of by die huis weer te werk nie. So partykeer is dit 7 uur, partykeer is dit 8 uur. By die huis is dit 'n bietjie anders. Jy weet, want as ek in Bloemfontein is ek bevoorreg om MultiChoice my van die huis af te laat werk. Dan staan ek steeds baie vroeër as die huis op en sorg dat ek al 'n end gevorder het. Ja. As hulle opstaan, want dan kan ek koffie drink saam met hulle en ek kan vir JJ by die skool aflaai. Wat nou natuurlik sy maak dan help om 20 minute later te lê of wat ook al. My vrou hou nogals van in lê. Ja, sy sê wat noem jy dit? As jy daai snooze, yes, ek kan daar raak ek kwaad, nee. Want onthou nou ek staan voor my wekker gewoonlik op. Maar dan lees en sê, skat, nog net 5 minute. Jy word moer, dis wat ek glo. As jou wekker afgaan en jy hou aan snoes, dan staan jy moeg op. Waar as hy gaan en jy weet, so ja, daai is in kort, dis my 30 minute reël, en ek het dit ook nie gedoen van 20 af nie, ek gaan weer dood eerlik wees, ek het dit nie gedoen van 20 af nie, ek het dit nie eers gedoen van 25 af nie, ek dink ek het in die Kaap geleer, ek het toe ek teruggegaan het Bloemfontein toe vir 'n ruk in 'n industrie gewerk, wat nie regtig 'n passie voor gehad het of iets nie, so, jy weet, dit amper weer verleer, maar toe ek aansluit en by MultiChoice begin werk en meer begin betrokke raak in die skole sport en goeders, het daai regtig vir my begin posvat in iets wat ek daagliks probeer doen. Wow. So aan die einde van elke uit die koekpluk episode, dan kom ek nou weer, ek verduidelik altyd die stories, ek gaan nou my proms vat hierso. In die ou jare het jy hierdie ou koekplikke gekry, soos ek jou nou gesê het, toe ek koekplik begin het, toe kry ek nêrens 'n koekplik nie, maar ons het intussen baie koekplikke nou. Maar die koekplik was altyd daar gewees, en jy as kind het daar uit 'n ouma se kas daarbo gewees. En binne hierdie was daar altyd hierdie spesiale koekies, maar soos ek altyd sê is, vir een of ander rede kon ons hierdie blikke oop kry nie. Hy was moeilik om oop te kry, jy moet hom so, ek dink ons vingers was dalk net te klein of te wat ook al, maar dan as jy eventually hierdie blik oop kry, hierdie mees fantastiese koekies wat daarin was. Nou, my oomblikke is nou, ek het hier oopgemaak en ek het verspoed vandag ontmoet en ons het jou magic hier gaan uit hê. So my reflection terug op hierdie is spoed, ek wil vir jou net sê, eerstens, jy's 'n geweldige deeglike man. Dit is ongelooflik wat jy daar reg kry, maar ek dink dit wat jy vir ons doen daar buite is amper 'n onbaatsigtelike werk, want dis moeilik wat julle manne doen, en ouens geneig om baie maklik te kritiseer, maar nie almal van ons kan doen nie, maar as mens wil ek vir jou sê, jou waardes wat jy by jou ouers gekry het, kan jy duidelik eerstens in jouself sien, en ek kan dit baie duidelik sien in dit wat jy vir jou vrou en vir JJ beteken. So I want to salute you for that. Jy's 'n baie smart ou, en ek geniet dit. Ek dink as ons die koekblik 4 ure kan maak, sal ek 4 ure met jou gesels. Maar well done, en dankie wat jy vir ons doen, en dankie vir jou rugby en jou rugby kennis. Hierdie man het rugby kennis, ongelooflik, en well done, en dankie dat jy op die koekblik kom. Dankie Werner, dit was 'n voorreg. Baie dankie. Dankie.